Ek wil vanmôre vir jou sê dat jy moet, ek wil hierdie kort tydjie vat en ek gaan bid dat die Here my help dat ek hier vir jou inligting gee. Wat ek praat in surround sound. Sy sukkel met my by die huis. Ek praat oor 7 onderwerpe gelyk. So Here help my dat ek op een onderwerp en in een konteks hou, maar mag God my help dat jy vanmôre verstaan dat die Here jou nie net hier gesit het om 'n verskil in die omgewing te maak en net te sê ek het daarom nou na 'n naaste gekyk of iets nie, maar hoor mooi, hy het jou gered, hy het jou genader om kragtig toe te tree tot 'n stelsel in die supernatural wêreld. Hoor mooi, in die bo-natuurlike wêreld. Dis lekker om saam te sing. Dis heerlik om die heerlikheid van God te hoor. Maar Jesus het nie gesing toe hy dit gesê het nie. Hy het dit geroep, julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. En daar het manne en vroue groter goed gedoen as wat Jesus gedoen het. Jy sal dit nie glo nie. Ja, hy het aan die kruis gesterf en ek dank God vir sy seun, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar ek dank die Here, hy was nie in kompetisie toe hy gesê het, julle kan magtiger dinge doen as wat ek gedoen het nie. Van die groot goed wat hy gedoen het, hy het op die water geloop op 'n stormsee. Hy het die natuurwette gebreek. Dit gebeur min vandag. Ons soek evangeliste wat gou bid vir siekes en die gesondes ook gesond moet maak, want almal het deesdae 'n probleem. Laat ek maar daarby hou. En om vir die siekes en 'n groot ding te doen. Maar Christus breek 'n natuurwet en hy loop op die water. Hy breek 'n natuurwet en hy vat die brood en hy vat die visse. Halleluja. En hy begin dit breek. En terwyl hy dit breek, begin hulle reken 22,000 mense as jy almal bymekaar kry, eet en raak vol, raak versadig. Hulle tel nog in oorskot, 12 sulke maatjies vol. Hy breek elke wet. Einstein sê, hoe het jy dit reg gekry? Want ek is die seun van God. En hy sê in Korintiërs 2 skryf Paulus, hy sê, maar as julle die sin, die verstand van Christus het, kan hierdie goed met julle ook gebeur. Julle kan dinge sien wat niemand nog ooit gesien het nie. Julle kan dinge hoor wat die wêreld nog nooit gehoor het nie. En dinge verstaan wat die grootste wiskundiges van die heelal nog nooit kon ervaar het. En met ander woorde, as God wil, sal hy vir hulle wys hoe is die piramide gebou. Sien dat ingenieurs dit eers kan regkry nie. Wow! Jy sal saam met my stem, daar moet baie intelligente mense as ons vroeër gewees het, dat hulle manne en vroue vandag in die hande moet kry, hoe werk hy ding? Dan is dit ouens wat groot goed doen, en hulle kry nie regtig die antwoorde nie, maar wanneer God, hoor mooi, wanneer die Here van die leerskare wil hê, jy moet toetree, sal jy goed verstaan, wat ander nie verstaan nie, wat alle intellek en IQ noem die goedheid, genialiteit, hy sal dinge verstaan as hy wil hê, jy moet toetree, hoor mooi, ek wil dit met gesag sê, ek wil dit met passie sê, hoor mooi, as God deur jou wil toetree in jou lewe en operasioneel raak, is daar niks wat hom keer nie. Amen. Hoor mooi, as jy, ons noem dit die kainos intellek van God in die hande gekry. Met ander woorde, nie jou intellek en jou siege en selfgebou wat ons aan die gang hou deesdae nie. Maar wanneer God deur die Heilige Gees met jou, nie met jou nie, met jou gees konnekteer, halleluja, wanneer die twee by mekaar kom, transfer die God uit sy verstand na jou gees toe. Jou gees voer jou verstand, nie met wat jy op skool gehoor het nie, nee, dis te min. Nie wat jy op universiteit geleer het nie, nee, dis te min. Wat jy uit ondervinding geleer het nie, nee, dis te min. Dan transfer hy die kennis van God na jou verstand toe, want Paulus skryf, want die gees, roeg van God weet, hoe dink God, hoe werk God, en hoe operasioneel is God. Hy ken hom van voor die grondlegging van hierdie heelal af.
dan transfer hom en hy sê, jou gees ken alles van jou. Hy weet alles van jou. En as hy reg is, want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En wanneer jou gees ontvanklik word, dan stuur hy. Wag, laat ek dit eers so sê, dat ek eers bietjie breek en dan bou ons. Dan skuif hy al jou intellek uit jou brein en uit jou kante uit. Alles verdwyn. Nou, daar's baie manne wat sal sê, dankie pastoor, dit kan vir my werk. Hy skuif al jou slim, en al jou skool, en al jou opvoeding, en al jou ondervinding een kant toe, en hy transfer en hy bou 'n channel na jou gees toe, jou gees channel na jou siel toe, en jou siel transfer die informasie van God na jou intellek, en as jy dan begin praat en operasioneel raak, dan is jy net 'n instrument van God op hierdie wêreld, en soos Elia op Karmel gesê het, kom ons kyk wie's baas. Oeps, bah, en vuur val uit die hemel. Daar lê jou antwoord gaan nooit in intellek in hierdie wêreld lê nie. Hy gaan ook nie in die sielkunde van hierdie stelsel wat hy probeer vir, hoe gaan ons 'n mensie verander? Hoe gaan ons liefde vir hom wys? Nee, dit lê in die krag van Ruach, die intellek, kainos intellek van God. Chris, hou jou notas. Hou jou notas. Ek wil dit vermoere vir jou bewys. Ek dink ek gaan my tema net vir nou verander. Daar is niks wat in God se pad staan wanneer hy in jou lewe wil toetree nie. Ek is 'n stuk stof en ek voel klein as ek dit sê, en ek voel selfs ongeloof in my broei terwyl ek dit sê. Daar's geen natuurwet wat God sal keer deur jou as jy verstaan hoe hierdie wêreld van die intellek van God. Daar is nie nommers en syfers en wiskunde wat kan uitwerk of volgens jou, met ander woorde, die sakrekenaar sal so sê, en jy sal add en jy sal onderkom in die totaal kry, dan moet jy mos die ander kant minus. En weet jy, dit gebeur dalk met baie van ons, as jy geminus het die ander kolom, dan lê jy in 'n rooi minus. Hier, ek hoor almal sê, hande gaan reg oor die gehoor op. Vir een of ander rede, add hy nie soos 'n 3 minus 2 is 1 nie. Ons kry 3 minus something, en minus 100. Die bank bel jou eintlik en sê, die bank bel my en sê, ek skuld hom geld. Ek wil net vir julle sê, ek's 'n belangrike man. Die bank het my al 'n hele paar keer in my lewe gebel en gesê, hey, jy skuld my geld. Dan sê ek, hey, ek het belangrike vennote, baie dankie. Ek gaan nou nie die bank se naam sê nie. Ek bedoel, die bankbestuurder het wel gebel. En gesê, o Chris, ek raak op 'n senuwees man. Toe ek nou groot besig, ek raak 'n bietjie benoud man. Ons het uit cash gehardloop in ons Volt. Wil jy nie kom in bank? En toe sê ek, hou jy net 'n bietjie vas, sê vir jou kliënt, hulle moet net so 'n bietjie staan. Ons goedjies moet ook eers hier regkom. Hy sê vir my, jammer, dat hy my pla. Ek sê, maar moenie bekommerd, daai middag toe help kom. Toe is daar weer cash wat hulle weer hulle bank kan help. Regtig, ek praat regtig, dit het regtig gebeur. Maar wanneer hy in 'n minus land, en wanneer hy, ons is nou hier by die brood en die visse, en wanneer dit daar kom, en dan is daar 'n wêreld. Einstein moenie hom op gaan soek nou op AI, wat hy het nie die antwoord nie. Hy het nie die antwoord nie. Wanneer God begin krap en kriewel in hierdie besigheid, swaai hy die kolomme net soos hy wil. Hy maak 'n minus 'n plus. Hy maak 'n plus 'n minus. Hy maak van 'n paai 'n king pie en ek weet nie wat se goed als nie. Maar hoor mooi, daar is niks wat God kan keer in hierdie heelal, wanneer hy wil toetree na jou of deur jou. Die enigste beperking wat moontlik vanmôre daar kan wees, is as jy jouself beperk, Jakob. As jy jouself beperk. Nee, ek praat nie van hier nie. Ek praat in die intap, in die inhak van 'n almagtige kainos stelsel. Hoor mooi, ek sal nou aangaan. Daar is niks. Dink aan enige iets en sê maar dis hier. Daar is niks wat God
kan stop wanneer hy vir jou of deur jou wil werk nie. Ons mense sal in 2026 van ons intellek moet snoei en weer begin klaar kry en begin glo soos die ouer manne geglo het, wat maar moes regkom met 'n broodjie en 'n potjie of 'n ding en dan gesê het, Here, my God, sien my raak, my kind is dood. Hoor mooi, dan staan hy kind op. Ek 'n groot getuienis, maar hoor hierdie een. Josua is in 'n oorlog. Hoor mooi, daar is niks wat God kan keer nie. Josua, okay, die jongman Josua, nee. Hy's omtrent so 70 jaar jonk. Toe is hy in die voorste linies van 'n oorlog teen die Amoriete. En hulle is besig. Nou, as jy dalk vanmôre voel jy verloor, moet hierdie jou moed gee, want die man het anders gedink. Hy het die Christonaos, dis in Grieks wat dit is, hy het die sin van Christus gehad. Jy gaan nou hoor, hy het die sin, dit beteken hy het die verstand van Christus gehad. Hy is omtrent 70 en iets jaar oud, en hy is in die voorste linies, en hulle is besig om teen Kanaan of die Amoriete te wen. Hy is besig om persoonlik, en hierdie is nie soos ons manne vandag wat die president is, hy sit daar hier in Pretoria, daar in die Uniegebou, agter 'n lesenaar, en dan bel hy die ouens dan Kongo, en dan sê, het julle manne nodig? Nee, hy was persoonlik in die voorste linies van daai geveg gewees, en besig om te wen, en hy besef dat God is besig om die vyande in sy hande te gee. Die oormag, en ek wil vanmôre vir jou sê, die oormag maak nie saak nie. Voel maar vir 'n oomblik bietjie dom teen die verskil, want dit is hartlik om dom te voel. Ek haat dit. Dalk moontlik omdat ek is, maar ek hou nie daarvan om stupid te voel teenoor 'n ander saak nie. Hoor mooi, 5 konings trek teen hom op. Hy is nie eers 'n koning nie. From a jack to a king. Jy moet môre, as jy nie, as hierdie oor nie wil hoor, jy sê, Here, maak my geestelike ore oop. Laat hy maar net praat, maar dit, laat ek hier teen Woensdag begin insuig soos 'n spons. Wat hy sê met my gees, hy is nie 'n koning nie, maar hoor mooi, 5 konings trek teen hom op. Al 5 van die state van Kanaan sê, ons gaan hierdie ou man uithaal. Hy's 'n las. Hulle leer nie, want net voor dit, het God die vyande getref. Hoor mooi, met haal uit die hemel uit. Dit is, hoor mooi, die krag van die kainos intellek het die natuur oorgeneem. Josua is een van die magtigste voorbeelde dat God geen perke het nie. Vanmôre gryp dit, al is dit al wat jy onthou, wanneer jy vanmiddag by jou huis kom, maandag is môre, en jy stap daar rond en jy voel, wow, daar is konings teen my, daar's vorste teen my, daar's magtiges teen my, dan sê jy vir jouself, daar is niks wat my of God kan keer teen die oormag van vyande. Maak nie saak of dit 1000, 2, 10.000 of 100 miljoen is nie. Josua is voor, vee weer sy swaard so af van sy kleed, die bloed, swaai hom so die grond. En ek wil hê jy moet jou voorstel, en, wow, mag God weer sulke manne optel. Jesus sê, julle sal groter dinge doen. Want hy praat van sy manne, wat al voor hom gekom het. Josua is in elk geval beteken verlosser. Jesus was Grieks, vir dieselfde besigheid. Verlosser. Terwyl hy met die vyand so besig is, kom hy agter, ek wen. Sê vir die persoon, gil dit sommer vir mekaar, hier oor die kamera, as jy dalk later kyk of nou, ek wen. Come on, kan sê dit nou met oortuiging, ek is oorwinnaar, ek wen, sê dit, ek wen. Halleluja, die oormag, koningsman. Konings, Josua is 'n opvolger van ou Moses, daar in die woestyn. En hy bekyk hierdie geveg so. En hy kom agter, ek gaan hierdie fight wen, jy gaan hom wen. Ek het vanmôre 'n ding hier genoem, gepraat, vat aan by jou, die skrif wat jy gelees het. Hoor hom hoe jy sal wen.
Jy kan nie verloor nie, want God verloor nie. Hy kan nie verloor nie. Terwyl hy besig is om te wen, kom hy agter dat as ek hierdie oorlog hê, ek wil dit 'n oorlog noem. Ek wil nie op jou saak klein praat vanmôre, want ek weet soms voel hy oorlog groter as wat wel wie so nie Iran nie, dit vloei van Amerika seker. Want Amerika skiet hulle in die nag in en nou skiet hulle in die dag in. Jy voel ook al so. Sê Here, terwyl ons slaap, kom hulle hier oor ons gevlieg. Ek hoor 'n man gister praat, hy sê hulle doen dit met 'n rede, dit lê in die moraal van 'n volk. As hulle in die nagte die vliegtye hoor en hulle hoor die bomme so val, kry hulle nie slaap nie, hulle begin psigies klaar raak, want daai vliegtye is verskriklik man. Daai een aeroplane van hulle vlieg het so vinnig oor 'n strand en hy kom so verby. Een van die blouers van hulle. Toe hy sy oor is, toe sien hy net sambrele en stoele trek, soos hy fors. Hy het 'n skeer ou meisietjie sit daar bo, sy waai net vir die mense daaronder. Toe jy sien toe maak sy toe sy weg deur die klankgrens aan die ander kant uit. God plaas jou vermoere deur die klankgrens man. Wat wil jy soos 'n 747 vlieg? Hy maak van jou oorlogsmasjien met mesielende works. Halleluja, glory. Ek praat nie van Chris Marx nie. Ek praat nie nou van 'n prediker of 'n evangelis nie. Ek praat van die God van die gode, die Here van die leerskare, die leeu van Juda. Halleluja. Hy sien my heerlikheid. Ons doen goed in hierdie oorlog. Laat ek dit lees. Josua 10 vers 12. Toe het Josua, dankie Anne-Marie, ek kan hom opsit, kyk ek so vir dieselfde Bybel het. Hoor nou, dis geskiedenis, dit het gebeur, hoor, gaan kyk maar die ouens kry hierdie probleme. Halleluja. Ek moet by my konteks hou, maar ek voel dat die Here tel julle op, dat jy 'n wiskundige probleem vir die slimste ouens word. Come on. Ek praat verboore met opset groot goed. Ek kan nou praat van allerlei deurbraakies en goetertjies, maar as ek mos oor Josua praat, kan ek mos nie die ding verklein nie man. Ek moet die ding en ek vergroot hom ook nie, want God is die grootste en verder is alles. Maar waarvan praat jy? Weet jy dat Jesus kon net as hy wou homself bewys het aan Rome en aan die Jode, vir Mars gekyk het, hulle het die sterre vreeslik gelyk daai ouens. En gesê, hulle het dit geweet, sien julle daai rooie, sien julle die rooie, wie het dit nie gedoen, hy was seun van God, hy sê maar julle sal groter goed doen, as wat ek gedoen het, verskoon my ek hol bietjie lekker rond hier nou, hy kom vir hy filosowe en die sterrebekykers, daai ouens wat vir hom kom kuier hier daartoe in die wieg gelê het, was van die ooste, slim manne gewees, hy kom vir hulle gesê het, sien julle doer, sit 'n rooi kolletjie, ek was deel van hy skepping. Nou hulle gaan hom eendag Mars noem. Ek dink hulle het hom al klaar die naam gehad. Ek dink hulle het hom al klaar gehad. Ek wil julle gou iets wys. Sien jy hoe kom Mars so nader? Hulle manne sê, wow, wat maak jy nou? Jy gaan vir ons druk. Sien my nie worry, skuif ek die aarde ook net een kant. Dan stoot hy Mars hier verby die aarde. Hy kon dit doen. Hy kon dit doen, maar hy het nie. Want hy het vir jou en my gesê, daar is niks wat my kan stop nie. Hy doen dit nie om in 'n kompetisie te gaan nie. Hy vertel jou, hy probeer jou ooreed, hy probeer jou motiveer. Julle sal groter goed doen as wat ek gedoen het. Dis hoekom ek van Josua dan nou praat. Laat ons dan 'n man in die ou dae gaan haal. Laat ons nuwelinge iets geleer. Laat ek die skrif lees man. Josua 10 vers 12. Toe het Josua met die Here gespreek en hy kry 'n plan net voor hy verder kyk. Hy het miljoene planne tot sy beskikking. Hy's in charge van 'n oorlog wat hy besig is om te wen. So strategies kan hy enige iets doen. Dis hoe ek en jy dink in ons intelligensie. Ons vra tot die Here help ons, dan kom die eerste plan of die tweede plan. Wat in jou kok as jy, dis van die Here. Dis dalk ook nie van die Here nie. God wil 'n groter ding doen. Hy wil 'n magtiger en iets gebeur met Josua se verstand. Hy kyk links, hy kyk regs. Hy kyk agter, hy kyk voor, hy kyk noord, oos, suid, wes. Wat gaan ek doen om hierdie oorlog te laat? En al die planne wat geen nie kan bedink, kry hy nie in intellek die antwoord nie. En hy kry die plan
van planne. God gee vir jou 'n plan. As ek vir jou sê die Here gee jou 'n plan wat geskiedenis verander, jy gaan dit nou hoor. Die man is in 'n oorlog wat hy net moet wen. Maar glo my Josua, dink verder vooruit as wat ek en jy kan dink, want jy gaan nou sien, daar was 'n wêreld wat hom ontmoet het, wat aan hom verskyn het en wat 'n openbaring aan hom gegee het en hy het gesê, ek gaan hierdie krag gebruik. Ek gaan nie my strategie gebruik nie. Ek gaan nie my planne gebruik nie. Die God van Moses wat die Rooi See oopgemaak het, wat in die woestyn water soet gemaak het, wat groot dinge gedoen het, moet in hierdie oorlog toetree. Hy moet die vlag hou van oorwinning. Nie ek nie. En hy kry die plan. Dis die plan, mense. Dis die plan. Het vanoggend raak geslaan. Dis die idee. Nie die idee, die idee. Dis die plan. En hy kry die plan. Net Hiskia was die ander ou wat daar kon gaan. Jesus sê, nie om jou uit te daag nie. Jy kan groter goed doen as wat ek gedoen het. Gryp dit vanmôre. Man, al weet jy is in ongeloof, maak dit so. Gryp hom. Gryp hom weer. Ons gryp dit, die woord sê jy moet dit gryp. Die Bybel sê. En hy kry die plan. En hy gee, Annemarie, kan jy dit glo? Mense die doen sulke goed met daai goed. Weet jy wat nie, maar hy gee vir die Here die plan en nie opdrag. Julle moet dit nou mooi dink. Mense, hy's 'n eenvoudige mens soos Chris Marx, soos ek. Inteendeel 5 grootes konings staan nou teen hierdie man op. 'n Volk in 'n woestyn. Maar agter hom, halleluja, 'n eentjie agter hom, lê Jericho. En hy het gesien hoe 'n voet die mure in die grond intrap. En hy het gesê, I'm going bigger than Jericho. Ek soek 'n groter, ons sing ook oor Jericho, maar ons sing min oor dat Josua gesê het, Jericho was vir die inleiding, was die inleiding van my leierskap. Ek gaan die eindelike plan, en ek gaan dit vir God gee. Toe het Josua met die Here gespreek. God kyk. Hulle fight. O nee, dis kom hy blou vliegtuie nou. En die Here kyk. En hy stuur. Want hy het 'n ontmoeting gehad. Ek sal nou klaar maak, wys ek julle die ontmoeting. Dis eintlik die belangrike een. En hy stuur na Josua se gees toe. Jy moet 'n plan maak. En die plan moet my involved. En in die plan moet jy vir my in die geloof sê wat ek moet doen. Jy gaan nie met jou raadgewers praat nie, want hulle gaan jou nie verstaan nie, boetie. Want waar jy nou gaan, is waar ek gegaan het. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En die Gees, Ruach, het oor die waters geswewe. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was, en vir die eerste keer in die heelal skyn lig. Halleluja. Nou is hier 'n mannetjie van modder hieronder en die Here begin in hom woel. Daai gewoel wat jy ervaar, daai gekraap wat jy ervaar, daai onrustigheid wat jy ervaar, nie net vir 'n materiële saak nie, maar vir groot magtige tree in die heerlikheid van God. Is nie Chris Marx se preekie vanmôre of 'n liedjie wat ek gesing het nie. Dis die Gees van God wat ernstig vanmôre met jou praat en jou uitdaag. Waar kan jy jou voete vir my sit? Jy het nie Ellen Maas nodig om die maan te wentel nie. Jy het die God van die gode nodig om belangrike goed te doen. En hy gee die plan vir God. Toe het Josua met die Here gespreek op die dag, toe die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het. Ek het julle gesê, hy sukkel nie. Dis 'n man, hy hol voor man. En in die teenwoordigheid van Israel staan hy man en hy sê, stop gou die oorlog. Okay. Die man maak ons moeg, maar ons wen.
Die Amorites hulle het gesê hulle is so groot soos, ons lyk so spring, dis daai ouens, die sprinkane. Dis nou daai volk wat hulle nou hier roer. Nou sê die leier vir hulle, imagine dit ouens, ons kort sulke leiers. Hy sê, okay, wow, stop gou. Ek wil net gou my skrifgie kry. Voor die teenwoordigheid van Israel het hy gesê, son, staan stil in Gibeon, en hoor hoe praat hy, en jy maan, nie Here verslaan die vyande, stoot hulle met soos nou terug, met Haal of Jericho, hy begin in die supernatural, in beweeg, en hy begin met die skale, en die balans, van hierdie planeetstelsel te speel. Hy's klaar met oorlog hou, hy weet hy gaan wen, hy's klaar met kerk hou, vergaderingkies hou, koeksusters en allerhande dinge doen. Hy beweeg in die wêreld waar Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Hy het dit geskape en die aarde was woes en leeg. En Moses, want hy het aan die knieë van Moses groot geword, so baie keer, want Moses het dit geskryf. En hy het seker baie vir Josua gesê, en God het aan my geopenbaar, hoe het hy die aarde geskape, hoe het hy met 'n woord hierdie aarde, en Josua het al groter en groter geword. Hy het later oor oorlog gekyk, hy het later oor Kanaan gekyk, hy het later oor daai belofte gekyk. Hy wou weet, hoe en wat werk hierdie God, wat met my mentor Moses gepraat het. Moses het die openbaring. Ek wil weet hoe dit gewerk het. En hy sê, son staan stil in Gibeon, en maan gaan staan stil in die dal van Ajalon. En die son het stil gestaan. Ja, maar die son beweeg nie. Ek weet nie wat het Josua geweet nie. Was die aarde rond, was hy plat, vir hulle het dit gelyk. Okay, meneer Slimme, het jy al 5 konings teen jou gehad? Jy sal bang raak as hy Trump vir jou skuins kyk. Dan sê jy, 5 konings is teen jou, jy's nie jou beste opleiding, waar het jy opleiding gekry? Wel, ek kom nou die afgelope 40 jaar uit die woestyn uit. Wat het julle in die woestyn alles gedoen? Jy kan my nie glo nie, niks. 40 jaar doen 'n volk, niks, Azikela. Hulle kan nie koop en verkoop nie, wat wil die smous? God hou vir hulle daar, dat hulle kreatiwiteit en 'n geloof ontwikkel. Wat skrik vir niks. Waar lê jou ondervinding, Josua? Wel, ek het baie by die ou man Moses geleer. En vir 40 jaar het hy my goed vertel. En glo my, dit is wat ek weet. En hy sê, hoor mooi, en hy begin skape. God kan in jou wêreld, vir jou en deur jou skaap. Hy sê, son staan stil, die maan gaan staan nie stil in, okay, so wat het gebeur? Die aarde draai, en die son staan stil, en die maan, daai goede, toe gryp God, nie eers met sy hand, nie met 'n woord, hierdie planeet vas. Ek dink hulle het gesê, om hom te gaan laat stilstaan, het moes elke planeet in die heelal homself eers gedraai het. Want as iets in hierdie stelsel uit ritme gaan, bots die een teen die ander. Dis wat Josua gedoen het. Toe hy sê, son. Met ander woorde, slimmes, God gryp hierdie aarde vas. Ja, maar hy het seker opgehou. Hy moet ook gaan stil staan. Hy kan nie heeltyd, hy moet in daai wentelbaan gaan lê. Vir hom om in 'n wentelbaan te lê, moet alles so ver, ek weet nie hoe ver nie, gaan stil staan op die woorde van 'n man wat nie tevrede is dat hy net oorlog wen nie. Hy wil die God check en toets wat sy mentor Moses van gepraat. En ek dink dis wat by hom geregistreer het. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. En God het gesê, laat daar lig wees. En hy kyk vir hy lig en hy dink, wat kan ek met hy lig doen? En hy sê, staan stil. Maan staan stil. Hoor mooi, totdat en die son het stil gestaan. En die maan het gebly,
totdat die volk hulle vyande gewreek het. En daar, hoor mooi, en daar was geen dag soos die voor of na hom nie, dat die Here so na die stem van 'n mens kon geluister het, want die Here het vir Israel gestry. Dit was nie toe Josua nie, dit was nog nooit Moses nie, dit was nog nooit die rigters nie. Die Here stry vir jou, daarom is daar geen perke vermore in jou lewe nie. Die vraag is, wie stry vir jou? Ek wil net hierdie lees, ek begin klaar maak. Josua het nie net tot 'n verre God gebid nie. Ek het nou die dag gepraat oor Malak, Yahweh, wie Jesus is. Hier gebeur dit. Hy het die Malak, Yahweh, ontmoet. Die engel van die Here, die pre-inkarnasie van Christus, het hy ontmoet, Jak. Aan Shamain het hom ontmoet. Ja, maar Christus was nog nie gebore nie. Kom ons los daai. Die engel van die Here, as jy vir ons kan kry, Anna-Marie, die Josua 5, vers 13 tot 15. Net voor die val, en ek gaan nie meer klaar maak. Hier is die antwoord, het iets, dit het met Moses gebeur, by die braambos. Elke profeet, elke persoon in die Ou Testament, het hierdie oomblik oorgekom. Hoor mooi, elke persoon nou terug of in die toekoms moet dit mee gebeur. Want ja, hy sê Josua 5, dit is voor Jericho. En terwyl Josua by Jericho was, hy plek staan ons nou daar. Ek het die foto's gesien dat daar nie 'n plek is nie. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk. En daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en aan hom gevra. Ek hou van hierdie man se houding. Behoort jy aan ons of behoort jy aan die vyand? Ek verstaan nou hoekom die Here hierdie man laat opvolg by Moses. Daar sê. En die man sê vir hom, en hy sê nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Ek het nou gekom. Toe, dis die vinnigste wat hou, vra vir Johannes op Patmos. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Hy verander van 'n man wat vra, as jy vriend of vyand, tot 'n man wat op sy knieë voor Malak, Yahweh staan en vir hom sê, Josua, ek wil met jou praat, want ek het gekom. Ja, maar ek tog, jy gaan met Maria, Josua, vir jou het ek deurgebreek en jy gaan vir die son sê, staan stil, jy gaan hierdie volk lei. En ek praat met elke persoon, God het jou vir 'n rede vermoor aan die brand, aan die gang. Jy het 'n onbeperkte vermoë in die kainos intellek van God. Toe sê die leeuowerste van die Here, dis Jesus, Malak, Yahweh, gaan bekyk het. As jy my nie glo nie, al die tegnologie is nou tot jou beskik. Toe sê die leeuowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waar jy op staan is heilig. En Josua, en vriend of vyand, nee, nou sê hy op sy knie, die skoene waai, is daar nog 'n vers, dat ons net sien wat sê. Maar net sê, dis nou die laaste vers. My heerlikheid, hoe kon hulle nie verder geskryf nie? Ek praat maar soos ek die goed sien. Loof die Here, en ek kry 'n ontmoeting met Jesus Christus. En toe hy daar ontmoeting kry, te verander alles met Josua. Hy sê vir die son, staan stil. Die volgende persoon wat betrokke was met sulke sake was Hizkia. Toe Jesaja vir hom sê, bid dat God vir jou gesond is. Hy sê nee, hy sê jy sal gesond wees. Wat se teken soek jy? Hy sê laat die aarde 'n paar laat die skade weer so 'n paar grade terugskuif en God draai die aarde. Nee man, God, hy sê vir hom draai. Hy het vir die son, hy sê vir die aarde, staan stil, logos, die woord. Ek wil jy moet op die voete vanmôre staan. Ek weet soms voel die Here, ek is klaar, ek is gaar. Wil die skrif by jou los, want voorwaar,
Markus 11 vers 23. Voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê. Nou is ons by Jesus in sy tyd 2000 jaar terug. Ervaar dit wat hierdie godsmanne ervaar. Maar elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En nie in sy hart twyfel nie. Maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net logos, net wat hy sê. Joshua het niks verder aktief gedoen nie. Hy het gepraat. Hy sê, Here, en God sê, praat jy. En die heelal staan stil. Halleluja. Wil ek kyk, hier is ons nog. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart. My suster, Annetjie, kosbaar. Vertrou op die Here met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Dink daai ene van Jakob het gehaak. Ken hom in al jou weë. Joshua, dan sal hy jou paaie reguit maak. Vergeet al die ou intellek. Hou ons op reg. Sagaria 4 vers 6. Ons kan ons sommer sing. Nie deur krag. Joshua sê, kom ons stop hierdie oorlog vir 'n oomblik. Of deur geweld. Dis Sagaria 4 vers 6. Ek wil jy moet daai een mooi opsit aan my. Dis nie. Dit beteken krag en geweld, beteken fisies. En beteken dit wat hier tussen my ore aangaan. Dit het niks met dit te doen nie. Ek sal hom kry, dankie aan my. Nie deur krag of deur geweld nie. Wat het met Joshua gebeur? Maar deur my gees. Halleluja. So sê die Here van die leerskare. Hy spring oor jou intelligensie. Hy spring oor jou idee. Hy spring in die kainos intellek van God wat Joshua vat van 'n muurbreker, 'n halsteengooier tot een wat die planete rondskuif. Hy vat jou vermoere. En terwyl ons gaan sing, nie deur krag of deur geweld, vat jy en jy vat daai situasie. Jy kyk na dit soos wat Joshua na wie moes die son vir hy man op daai oomblik gelyk het? Hoe groot moes hy lyk? En hy sê, gaan staan. Die maan, jy kyk om elke aand, dis 'n mooi maan. Maar weet jy toe hier 'n volk voor ons staan. En hy sê, hier gaan goed met julle gebeur wat julle nog nooit gesien het nie. Hoe lank was dit? Hulle skat tussen 20 en 24 uur. Toe hang die heelal stil. Op die woord van iemand wat glo, wat Jesus sê het. Julle sal groter dinge doen. En hy besef, dis nie hierdie geweld en hierdie krag nie. Dis oorlog. Ons moet dit klaarmaak. Maar wat nou gaan gebeur, is woord. Nie deur krag of deur geweld. En hy trek roog in. En hy spreek. En tot vandag toe, sê die woord ook, en is waar, kon niemand dit regkry nie. Hoe's daai vir jou, vir 'n uitdaging? Jesus sê, julle sal groter goed doen.